Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons vir die kruis gaan staan in die begin van elke week. Dit is maandagooggend ground ek jou in die woord. Nou, die Bybel is geskryf nie vir ons om meer inligting of informasie te kry nie. Dit is geskryf vir transformation. En ons het mense nodig wat die heeltyd besig is om te verander. Nie mense wat meer inligting het of meer kennis het nie, want inligting is beskikbaar vir ons almal. Google dit of vra vir AI of Grok en alles wat jy weet is baie makliker vandag beskikbaar. Op die punte van ons vingers. En om nie te weet nie is nie meer 'n verskoning nie. Maar die punt is, wat maak ek met al hierdie inligting wat so vrylik beskikbaar is? Hoe vorm dit my? Hoe verander dit my? Wie is ek besig om te word met al hierdie goed wat ek weet en kry? Ek sê weer, die Bybel is nie geskryf vir meer information nie. Die Bybel is geskryf vir transformation. Interessant. Skrywers van die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament noem die boeke wat hulle skryf evangelies, die gospel. En dit kom van die Griekse woord euangelion, wat beteken goeie nuus. Dis 'n woord wat hulle geleen het by die wêreld van hulle tyd, wat beteken het, this is a returning message of victory announcing a new era to the winning party. Vir hulle was die storie van Jesus en sy boodskap iets nuut wat genuinely nuut en genuinely goed was. As jy dit vat en dit lees, sal jy dit ontdek. Onthou, as Jesus aarde toe kom, dan is hier die ander syde 'n geweldige bedreiging vir die godsdiens van sy tyd. Want godsdiens funksioneer in die area van voorspelbaarheid, roetine, beheer, die bekende. En hierdie ritme en struktuur gee vir ons sekerheid en sekuriteit. Ons weet hoe dit werk en is veilig daar. Maar daar's meer. En Jesus daag hierdie godsdiens van sy tyd, wat oud en vervelig geword het, en menslik beheerbaar geword het, daag hy uit. Vra 'n bietjie vir jouself. Wanneer laas was jy opgewonde oor iets nuut wat jy in die Bybel gelees het? Wanneer laas kon jy nie wag om vir iemand te vertel van iets wat in jou hart besig is om te skuif oor wat Jesus gesê of gedoen het nie? Of oor Jesus wat jy ontmoet het in die blaaie van hierdie ou boek nie? Wanneer laas? Ons is in dieselfde bootjie. Ons godsdiens het bekend en voorspelbaar en beheerbaar geword. Want as die engel by Maria en by Josef en by skaapwaters kom, dan is hulle boodskap, ons bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap. Die verlosser is gebore. So vat vanoggend jou Bybel. Lees dit. Die verlosser is vir jou gebore. Die plan was nog altyd dat ons moet verander. Moet nuut kyk, met nuwe oë moet lees. Ons moet nuut raak sien wat Jesus in ons wil kom doen. Ons moet die Bybel vat en opgewonde raak oor wat ek nou gaan lees. En wat die Here vandag in my gaan doen. Ground jou lewe daarop. Mooi loop.